heartbeat rising. You're tuned to the pet pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central. Goeiedag en welkom by The Pet Pulse. Ek is Iliana en hier op The Pet Pulse vier ons alles wat ons troeteldiere so 'n groot en spesiale deel van ons lewens maak. Hier gesels ons lekker oor diere, ons het oop en eerlike gesprekke en deel praktiese raad. Ons glo dat liefde vir troeteldiere hand aan hand moet gaan met die regte kennis, want hoe beter ons hulle unieke behoeftes verstaan, hoe beter kan ons vir hulle sorg. So of jy nou 'n hond, kat, voël of enige ander troeteldier-liefhebber is, bly ingeskakel. Jy luister na The Pet Pulse, waar ons 'n liefde vir alle diere deel. Vandag gaan ek so 'n bietjie gesels oor iets wat alle troeteldier-eienaars behoort te weet. Tekens van stres in hulle diere. Nou, dit mag dalk 'n bietjie logies klink, dit mag dalk selfs 'n bietjie simpel klink en iemand daar buite sê dalk hoorie so Iliana, ek kan mos nou duidelik agterkom as my dier opgestres is. Dit is mos nou baie voor die hand liggend, ek kan dit mos sien. Maar interessant genoeg, alle tekens van stres in diere is nie altyd so voor die hand liggend nie. Baie van die tekens word misinterpreteer. Baie van die tekens is 'n bietjie vreemd en jy sou nooit gedink het dit is 'n teken van stres as niemand jou gesê het nie. Partykeer doen 'n dier iets en ons kyk vir hom en ons dink, ag jene, dit is so cute. Meantime is daai dier opgestres tot op die absolute maksimum en dit wat hy doen is eintlik glad nie cute nie. Nou ek gaan vinnig gesels oor so 'n paar verskillende tipes diere, maar kom ons begin by iets wat die meeste van ons al mee te doen gehad het. Dit is ook iets waarvan die meeste van ons so 1 of 3 of miskien meer het, wat op hierdie stadium iewers buite rond hardloop of dalk op die bank lê en 'n middagslaapie vang. Honde. Nou honde voel na maklike, logiese diere. Die meeste van ons ken hulle tog al van kleins af, maar daar is nog steeds groot foute wat mense begaan met honde se gedrag. As voorbeeld, 'n stert swaaiende hond word tipies gesien as vriendelik. En ek het dit al persoonlik ervaar ook, maak nie saak wat die situasie is nie, as daai hond se stert swaai, is daar mense wat sal sê, nee, dis okay, sy stert swaai, hy's vriendelik. Dit is beslis nie altyd die geval nie. 'n Stert wat swaai wanneer die hond se eienaar tuis kom, is 'n opgewonde, maar vriendelike hond. 'n Stert wat swaai terwyl 'n hond verwoed blaf met geruiste hare en 'n vreemdeling buite die erf bestorm, dis nog steeds opgewonde, maar dit is beslis nie vriendelik nie, en dit is baie moontlik gevaarlik. 'n Stert wat swaai van opgewondenheid kan wees oor soveel verskillende redes. Een voorbeeld is die hond het sopas 'n effens 'n stadige duifie in die tuin gevang, en hy is besig om hierdie duifie te vermorsel. En sy stert swaai want hy is so opgewonde oor die duifmoord wat hy besig is om te pleeg. Nou dit klink dalk vir mense verskriklik as ek dit so stel, maar dit is die realiteit van honde. Die meeste honde, given the chance, as daar 'n duif is wat so 'n bietjie lendelam en stadig is, dan gaan hy vir hom vang, en die duif gaan nie meer in die land van die lewendes wees nie. So die hond se stert swaai, want hy is besig om iets dood te maak. Sy stert kan ook swaai terwyl hy besig is in 'n bekleierery met 'n ander hond. Sy stert kan swaai terwyl hy 'n vreemdeling van die heining af wegdreig, en sy stert kan swaai terwyl hy besig is om aan iemand te kou en hy red jou van 'n inbreker. Aan die ander kant kan hy sy stert swaai wanneer hy opgewonde is omdat hy 'n snack kry, opgewonde is omdat jy 'n bak kos vir hom neersit, opgewonde is omdat jy met hom bal speel, wat eintlik insluit by die moordpleeg van die duif situasie, want hy vang tog iets en bring dit vir jou terug, maar hy kan dit repeatedly doen, so dit is baie nice vir hom. En sy stert kan ook swaai omdat hy opgewonde is oor 'n lekker nuwe fluffy kombers wat daar oor die bank lê. So die stert swaai situasie moet mens mooi bekyk voordat jy besluit in watter tipe toestand die hond is. Nou, op die internet is daar verskeie diagramme en verduidelikings, daar is 'n bietjie te veel
om in hierdie segment te verduidelik, maar is die stert swaai vinnig of stadig? Is die stert regop? Hang die stert? Is die stert dalk tussen die bene? Is die hare gereis? Is die hond se liggaamstaal slap en happy? Waai sy stert so vinnig dat sy boude somme saamwikkel? En wat is die situasie? Wat gaan aan? Waarna kyk hy? Wat gebeur? So daar is baie goed waarna mense moet kyk en jy moet die hele storie in ag neem wanneer die stert swaai as voorbeeld, om uit te figure presies hoekom die stert swaai en wat die hond se huidige emosionele toestand is. Nog 'n teken van stres in honde wat mense soms totaal en al miskyk, is wat ons noem die whale eye. Nou dit is wanneer jy die wit van die hond se oë duidelik kan sien, soos hy dit vertrek. En as 'n hond dit doen, is hy baie opgestres en hy is glad nie gelukkig met sy huidige situasie nie. En as 'n hond in so 'n situasie vir jou lekkies gee, wat mense sal sê is swinkies gee, is dit eintlik net nog 'n teken van stres. Daai lekkies is nie 'n gebaar van liefde wys nie, maar eerder 'n gebaar wat sê asseblief, laat die situasie ophou. As die situasie nie verbeter nie, kan dit lei na 'n grom. En as dit nie werk nie, kan dit selfs lei na 'n byt. Dink byvoorbeeld daaraan as iemand toelaat dat 'n kind aan 'n hond se nek hang en hom vasdruk. As side note wil ek graag sê, kinders en honde moet nooit alleen by mekaar gelos word nie. Want 'n ongeluk kan gebeur. Al is dit 'n lieflike kind, al is dit 'n lieflike hond. Want kinders doen nie aspris eers nie, hulle besef net nie wat hulle doen nie. Kinders doen gereeld goed wat honde ongemaklik maak en wat selfs die hond kan seermaak. En al die waarskuwingstekens wat die hond gee word geïgnoreer en as last resort kan die hond hap. En dit is absoluut aaklig en traumaties vir die kind wat betrokke is en vir die hond wat betrokke is. So moet nie kinders en honde alleen by mekaar los nie. En as daar interaksie is, maak seker die interaksie is supervised, sodat albei van hulle gelukkig en gemaklik is. En dat een nie iets doen wat die ander een bang maak en senuagtig maak en die hele saamkuier situasie onplesierig maak nie. Maar terug na die situasie toe, dink aan 'n kind wat aan 'n hond se nek hang en hom vasdruk. Die hond doen die whale eye en hy gee lekkies. Dit is alles gevaartekens en tekens dat die hond verskriklik ongemaklik is, maar ouers reken gereeld dit is 'n gelukkige hond wat baie lief is vir hulle kleintjie en hy deel swinkies uit. Dit lyk cute vir mense, maar dit is beyond stresvol vir honde en dit is verskriklik gevaarlik vir die arme kind. Ons vergeet soms wat honde is. Kyk, ek is baie lief vir honde. Ek hou veral van groot honde, maar glo my, as jy 'n klein ou dingetjie het, wat graag op my skoot wil sit en hy wil snugglies hê, dan gaan ek vir die volgende uur vir hom snugglies gee, en ek gaan dit love. So, honde, generally, as a rule, ek hou baie van honde, maar ek is ook realisties oor honde, en ek vind dat ons as eienaars soms vergeet wat honde is. Hulle is domesticated, hulle is ons beste vriende, maar hulle is ook roofdiere, en hulle het kake en tande wat gemaak is vir ernstige skade aanrig. Hulle tande en kake is gemaak vir doodbyt en vir opskeer. En dit beteken dat selfs 'n ligte waarskuwingshap van 'n hond, veral 'n groot hond, baie pynlik kan wees en ernstige skade kan maak, veral as hy jou in die gesig sou hap. Ons moet onthou, ons honde kommunikeer hulle ongemak met ons. Ons moet net leer hoe om dit te lees en hulle te beskerm teen sulke situasies of uit die situasies te verwyder. Onthou ook, mense wie dink alle honde is mal oor hulle is nie immuun teen 'n byt nie. So vir alles jy weet jou hond is senuweeagtig of kwaai, hou nie van vreemde mense nie, hou nie van die interaksie nie, moet nie daai hond dwing om besoekers te groet nie. Moet nie toelaat dat iemand hulle cuddles op jou hond afdwing nie, want dit kan slegte nagevolge hê. Ons moet altyd dit onthou, ons moet altyd daaraan dink en ons moet altyd ons honde beskerm.
As 'n volgende voorbeeld het ek gedink om te gesels oor konyne. Hulle word nogal vereenselwig met cuteness, for good reason, hulle is verskriklik cute, maar daai cute wees word eintlik op 'n gereelde basis op hulle afgedwing. Selfs 'n wilde konyn, met ander woorde, 'n wilde een wat in die veld bly, nie 'n domesticated nie, 'n totaal wilde dier, selfs so ene kan heel moontlik net vries as jy hom optel. En mense sien dit gewoonlik as 'n teken van gemaklik wees, rustig wees, maar dis eintlik ongelooflike stres. Ons dink, dis so cute, en die bunny dink, I'm gonna die. Kom ek vries en wees onsigbaar, en hoop vir die beste. Hulle is prooidiere. As jy 'n prooidier is, en jy word opgetel deur iets in die natuur, is dit 'n baie slegte teken, want die enigste goed wat jy gaan optel, is die goed wat jy wil opvreet. Domesticated konyne wat gewoond is aan hantering, is natuurlik meer okay daarmee, is nog steeds nie hulle gunsteling ding nie, baie van hulle hou nie daarvan om opgetel te word nie, maar hulle is okay daaroor. Maar selfs met hulle kan mens 'n situasie verskriklik verkeerd interpreteer. 'n Goeie voorbeeld is 'n konyn wat op sy rug gedraai word en soos 'n baba stil lê in iemand se arms, is weer eens 'n dis so cute geval. Maar die eintlike geval is daai konyn is gevries en basies katatonies van stres. Dis 'n instinktiewe reaksie, dit is 'n tipe defense mechanism wat gebeur tydens 'n ongelooflike hoë vlak van vrees en stres. In die natuur, as hy op sy rug is hy weer eens most likely deur 'n roofdier opgetel. Nou, as die roofdier dink sy prooi is reeds dood, en hy laat los dalk, het die konyn 'n kans om weg te kom. So wat mens mag dink is rustig wees, is eintlik doodspeel, sodat die dood nie werklik intree nie. 'n ander teken van stres kan wees oormatige wegkruip. Veral as die konyn homself so klein as moontlik probeer hou en vasgevries bly in daardie posisie. Mens moet onthou, weer eens konyne is prooidiere, so hulle raak redelik makliker senuagtig as ander diere. Hulle is so gewire, dit is net hoe hulle is. So harde geluide, skielike verandering, mag dalk die ouetjies redelik laat skrik. So, weet jy nou nie 'n beheer oor die trok wat verby jou huis ry en die konyn skrik miskien nie, maar jy het beheer oor die langtermyn situasie waarin die konyn hom bevind. So, om hom mooi te hanteer, nie op sy rug te draai nie, veiligheid te bied, 'n privaat area te bied om in weg te kruip wanneer dit nodig is. Dit is die beste wat jy vir jou konyn kan doen. Kom ons kyk nou so 'n bietjie na troetelslange. Hulle gedrag word baie gereeld verkeerd gelees en wat hulle doen kan soms 'n bietjie confusing wees, veral as jy nog nie regte gewoond is aan hulle nie, en as jy nog nie heeltemal seker is presies waarna jy eintlik moet oplet nie. Nou, 'n slang wat redelik besig en op en af in sy kas is, afhangend van die spesie en van die situasie, is moontlik besig om te verken. Maar meer gereeld is dit eintlik 'n geval dat die slang opgestres is en hy probeer wegkom. Dit is gewoonlik as gevolg van 'n kas wat verkeerd ingerig is. Dit sal wees verkeerde temperatuur, verkeerde humiditeit, onvoldoende wegkruipplek, soms geen wegkruipplek nie, en te veel oop areas binne die kas. Dit kan moontlik ook wees as gevolg van te veel beweging om die kas. As die kas miskien in 'n baie besige vertrek is, waar mense op en af is, of kinders rondhardloop en speel, of selfs diere rondhardloop en speel, want 'n hond of 'n kat kan baie beslis vrees in 'n slang sit. En hy voel vasgekeer in 'n plek wat hy dink onveilig is, want hy sien heeltyd hierdie goed om hom, en hy kan nie wegkom nie, so hy hou aan om te probeer wegkom. Nou, in teenstryd daarmee kan 'n slang wat vasgeplak bly op 'n ongewone plek ook wees as gevolg van stres. Onthou dat slange, sommige spesies meer as ander, baie tyd spandeer aan wegkruip en dood eenvoudig net rond lê. So dit in itself is glad nie abnormaal nie, solank as wat hy nog steeds
homself reguleer, hy gaan warm kant toe, hy gaan koue kant toe, maar dit is baie moontlik vir slange om vir 'n baie lang tyd net op een plek te bly. So mense moet na die hele prentjie kyk om te sien wat miskien aangaan. 'n Voorbeeld van 'n slang wat op 'n abnormale plek gaan lê, kom ons sê die slang is oorgeskuif in 'n groter kas met lekker dekor en stompe wat lekker hoog opgaan, maar sy hotspot is onder. Hy het geëet, so hy moet verteer, hy het hoër hitte nodig, en kom ons sê die weer is ook nog 'n bietjie koel, maar hy gebruik nie sy hotspot nie. Pleks daarvan klim hy so hoog as wat hy moontlik kan kom, en daar sit hy nou. Nou die mees algemene scenario in hierdie tipe geval is dat die slang veiligheid kies bo die temperatuur wat hy nodig het om behoorlik te verteer. Want die kas voel te groot vir hom, groot oop spasies, hy voel nie veilig nie, en hy dink as hy hoog opklim, dan is hy 'n klein bietjie meer veilig, so hy maak 'n opoffering. Hy kies veiligheid bo behoorlike vertering, wat gevaarlik kan raak op die ou end. Dit kan ook wees in so 'n geval dat die hotspot miskien te warm is, wat dit onbruikbaar maak vir die slang, en dit dwing hom dan om in koeler areas te bly. Al hierdie scenario's veroorsaak stres, maar soos ek sê, mense het nodig om die hele prentjie te sien, watter slang is dit, watter tipe slang is dit, hoe groot is hy, hoe groot is die kas, hoe is die kas ingerig, waar staan die temperatuur, waar staan die humiditeit, en van daar af kan mens begin bepaal wat is normaal en wat is moontlik abnormaal. Nog iets om na op te let wanneer dit kom by stres en troetelslange, is 'n eens vriendelike, kalm slang wat skielik defensive en blaaserig en buiterig raak. So 'n slang is erg genoeg opgestres dat hy konstant voel hy moet homself verdedig. Dit is weer eens gewoonlik omdat die kas inkorrek ingerig is, te groot en oop, of oor beweging buite die kas wat vir die slang gevaarlik voorkom, weer eens insluitend ander troeteldiere, weet as jy moontlik 'n kat het wat heeltyd by die kas rondpeter, is dit 'n definitiewe moontlike oorsaak. Vir die meeste babaslange is dit normaal om 'n bietjie bang te wees, en dit maak hulle 'n bietjie nippie en defensive, want hulle is bang. Moet my asseblief nie seermaak nie, moet my asseblief nie eet nie, kyk hoe scary ek kan wees, jy wil my nie eet nie. So dit is nie 'n persoonlike aanval op enige iemand nie, babietjies is gewoonlik 'n bietjie banger. Maar die verskil hier is, wanneer 'n nuwe eienaar my byvoorbeeld laat weet, sjoe, die ouetjie is vreeslik kwaai, en ek weet uit persoonlike ervaring, omdat ek daai baba groot gemaak het tot op daai punt, dat hy nog nooit so was nie, dan weet ek sommer dadelik, iets iewers is nie reg ingerig nie. So skielike abnormale gedrag is definitief ook iets waarna mens moet kyk, en van daar af gaan jy dan weer natuurlik kyk, watter tipe slang, hoe groot is die kas, hoe is dit ingerig, ensovoorts, om seker te maak dat jy die nodige veranderinge aanbring. En so bring dit ons aan die einde van vandag se The Pet Pulse. Onthou, 'n gelukkige en gesonde troeteldier begin by liefde, tesame met die regte sorg. Hoe meer ons oor ons diere leer en hulle behoeftes verstaan, hoe beter kan ons vir hulle 'n goeie en veilige lewe gee. Ons glo dat kennis en begrip die sleutel is tot beter dierewelsyn. Dankie dat jy saam geluister het. Ek is Iliana en ek sien uit om volgende keer weer lekker saam met jou te gesels oor alles wat ons diere se lewens beter maak. Tot volgende keer en gee intussen namens my vir jou troeteldier 'n ekstra cuddle. Low, low. Heartbeat rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central.